Hier sit nou die show na die show, so kry vir jou wyn gou. Moenie worry nie, ek wag vir jou. Hi, ek's Lisa met die rooi hare en ek gesels met van die land se gunsteling realiteitsterre sodat jy nie hoef nie. En vandag se gas is nie net 'n mommie nie, sy's 'n besigheidsvrou, 'n tequila queen. Yes. En sy sê dinge soos dit is en Toulouse is nie in haar woordeskat nie, dis Tessa Toulouse. Sê ek jou van reg? 100% reg. Yes. Okay, great. Hoe gaan dit? Goed en jy, Lisa? Lekker, welkom. Dankie vir die uitnodiging. Dit is so cool om jou finally te ontmoet. Dit voel of ek jou al jare ken, maar dis die eerste keer wat ons mekaar nou. Ons dreig al lank en ek dink hierdie is die perfekte geleentheid om dinge bietjie verder te vat met 'n ou glasie wyn. Gepraat van 'n glasie wyn, ek het vir ons 'n bietjie 'n spier Sauvignon Blanc gekry. Baie dankie. Die son skyn nog, so ons moet wit drink. Ja, witwyn is dagwyn. Ja. Ja, geef my daai glasie aan net 'n formalities uit die pad. Jy moet nou maar sê stop, hoor. Stop. Nog 'n slukkie. Verliefde. Ja. Dankie. Hy ruik. Ek ruik hom. Hy ruik lekker. En jou glase is pragtig. Dankie, dis Pep Home. Wel, gaan definitief invest in sulke outjies. Stop, dankie. Cheers, Tessa. Dankie dat jy hier is. Weer eens so exciting. Wat doen jy gewoonlik op 'n maandag as jy nie saam met my sit wyn drink nie? Wel, soos julle weet is ek 'n besige dame, so daar's altyd iets om te doen. Maar maandag is gewoonlik my admin dae. Okay. En dan gaan ek vir so 'n masseringkie so elke tweede week op 'n maandag net om my tension uit te kry. Maar ja, dit is my maandag. Wel, ek voor ons eintlik nou officially begin, moet ek seker maak verkies jy Tessa of Tesla? Net wat ook al vir jou werk. Want ek is nou tannie Tesla Dis nou gedoop. nie my tannie nie, so ek gaan Nee, jy kan tannie maar nie. net gaan vir Tessa. Ja. Hektiek, wel weer eens, ek dink ons moet nou maar net afskop. Jy het nou 'n lekker groot slukkie gevat, né? Reg vir die dinge. Is okay vir jou. Hy's lekker vars. Jy kan eerlik wees. Nee, hy's lekker. Hy's lekker. Ek is eintlik 'n Chardonnay drinker, maar dit is somer. Niemand het dit vir my gesê nie. Nee, dis right. Maar Sauvignon Blancie is altyd lekker vars. So nee, baie dankie. Dit is presies wat ek op hierdie maandag nodig het. Maar ons gaan nou nog baie dieper delf, maar ek dink ons moet afskop met die belangrikste vraag en dit is, wat is jou beef met Moreletta Park? Beef met Moreletta Park. Het die rookwolkie nou al so 'n bietjie gelig? Ja, want dit is somer, so die vure is minder. Ja. En jy sal nie glo nie, by my nuwe huis ryk ek letterlik hierdie rookwind wat na Olympus se kant toe waai. Great. So nou voel ek jammer vir die Moreletta Parkers. So no judgment there, maar ja, dit is maar nie 'n aangename reukie wat hier rondhang in Moreletta Park nie. Ja, maar ons is daarom nie neus in die lug nie, so ons ryk hier regtig. Nee, kop af en kyk vorentoe. Ek dink kom ons leer jou so 'n bietjie nog meer ken. Kom jy nog altyd van Pretoria af of waar het jy groot Nee, geword? ek het groot geword in die Oosrand. En toe ek standaard 6 toe gaan, graad 8, toe gaan ek hoërskool Waterkloof toe. So it's been a lifetime. So ek is 'n Pretoriaaner van bloed en gees. Skree jy vir die bulle? Ja, as ek rugby kyk sal ek vir die bulle skree, maar dis nou nie die eerste ding wat ek doen nie. Dis nie waar jy jou identiteit heg nie. Glad nie. Maar ja, ek sal sê ek is definitief 'n blou bil want dit is Pretoria se ou rugby spannetjie en ons ondersteun ons locals. Ja, ons moet maar. Ja. Ons moet maar. En jy sê nou jy was op Waterkloof gewees. Hoe was hoërskool, Tessa? Sou jy sê sy was dieselfde as hoe jy vandag is of is dit anders? Hoërskool Tessa, sal ek sê ek het baie pelle gehad en ek was deel van baie groepies. So ek het nie net een spesifieke vriendekring gehad nie. Ek het my close vriendinne gehad, maar ek het dit verkies om maar nie al my eiers in een mandjie te hê nie. So ek het vreeslike In die bondel gevry. in die bondel gevry. Nie ouens van Waterkloof nie, by the way. Wat se skool jy se ouens het dan die lekkerste? Jy stond nie op jou voorstoep nie. Nee. Ons almal het al daai les op die harde manier geleer. Ja. Okay, so Ja.
nie presies dieselfde as hoe jy nou is nie. Nee, kom ons sê ek is die enigste kind, so dit was vir my 'n groot aanpassing om vir die eerste keer in my lewe in hierdie groot blou see in te stap van kinders. Ek meen my laerskool het soos 500 kinders ingehaat en hier stap ek in 'n graad in met 500 kinders. Ja, dis crazy. So dit was 'n great leerskool vir my om my eie identiteit te kry in so groot skool. Dis baie cool. En wou jy nog altyd 'n ma wees? Dit was definitief in my raamwerk. Ek wou nog altyd trou en babatjies hê en die white picket fence ding doen. Yes. So, maar ook gelyk wou ek suksesvol wees en ook my eie identiteit hê as 'n mamma. Ja, natuurlik. Jy kan. En jy het dit toe nou op die einde van die dag geskep met jou baie suksesvolle besigheid. Dankie, ja. Nee? Vertel ons 'n bietjie meer daarvan. So baie mense wonder wat entail my besigheid. So Ja. Mia Secret South Africa is 'n naalbrand en hy is nou 7 jaar oud in Suid-Afrika. Ek het die brand en ons distribute naalprodukte na verskillende salonne toe. Yes. Ons het die distribution wat hy is en dan het ons die training facility waar ons mense leer om nails te doen en dan het ek my salon. En in my salon het ek 'n klein butiek en klomp mense wat die beste van die beste in die industrie is wat by my huur. So ja, daar's baie wat aangaan en dit hou my besig. Ek kan dink. Ja. En nou, wou jy nog altyd op TV gewees het? Toe ek 'n klein dogtertjie was my grootste droom om 'n TV-ster te wees. Wat 'n show het jy of 'n movie het jy gekyk om te sê ek wil dit doen? Och, weet jy alles. Dit was net vir my asof acting en die kameras was iets wat ek gelove het vandat ek klein was en ek het nooit in my wildste drome gedink dat op die einde van die dag 36 jaar later die Here dit vir my op so 'n manier gaan bring nie. So dit was vir my baie cool. Dis baie cool. Ja, Ja. want nou jy's wou ek vra hoe het jy op die Mommy Club van die Hoofstad gekom? So obviously as mense nou nie weet wie jy is nie, ek twyfel of hulle nie weet nie, maar Mommy Club van die Hoofstad was 'n realiteitsshow op Showmax. Dit was huge en ons hoop dit bly huge, maar ons kom daarby. En jy was een van die mommies. Hoe het jy op die program gekom? Wel, hulle het my gevind en hulle het my in 'n baie volatile stage van my lewe gekry. Ooh, So, ons het 'n paar onderhoude gedoen. Hulle het my op Instagram gemessage en toe het ons 'n meeting op Zoom en ons het maar so oor en weer gesels en toe kom sien Pascal my in Pretoria in my pophuis. Ja, En ek is so, sorry guys, as julle seker ons kan hier shoot. Hulle sê just do you. Yes. En toe ek weer my oë uitvee, toe het ek 'n kontrak en dit was vir my so scary maar exciting op dieselfde tyd. Ja, want wat het jou gemotiveer om ja te sê? Anders as nou die geld. Wel, dit het definitief nie oor die geld gegaan nie. Maar jy word betaal. Ja, Mense besef nie dit nie. Ek het nie dit geweet nie. ja, maar dit is ook nou nie Maanskin en Rose betalings. Dit is nie helse lot geld nie. Maar ek wou bietjie net myself uit my comfort zone uithaal. Ek wou leer, ek wou sien waantoe vat hierdie nuwe paadjie my. En ek is nie vir 'n dag spyt dat ek dit gedoen het nie. Ek het baie van myself geleer. Ek kan dink, want jy is deur baie situasies geplaas, maar ons kom daarby. Hoe dit gevoel om so baie kameras ewe skielik in jou everyday life te hê? Dit was aanvanklik 'n aanpassing, maar ek moet vir jou sê dit is iets wat ek glad nie, dit pla my nie. Ek maak asof hulle nie daar is nie en dan is ek Soos net nou. myself. Ja, soos Wie is hierdie mense? Ek weet nie. ja, nee. Hulle is nie hier nie. Hulle is nie. Ja, ja wie jy? Wie jy daar? Ja. En ek sê nou everyday lives, maar op die einde van die dag, hoe baie het julle geshoot? Ek en Louise het baie geshoot want ons was min mammas gewees en van die mammas was weg vir 3 weke op 'n slag. So hulle het ons itineraries nogals vol gemaak. Okay. So ek het in die oggende 7 uur begin werk sodat ek 11 uur kan klaar gewerk wees en reg wees om te shoot vir die res van die dag tot 12 uur vanaand. Yes. En dit was 3 maande van Tot 12 uur die aand. geen rus nie. Ja, soms ek meen was daar partytjies wat ons moes bywoon en môre skool so my ma moes inspring en dit was harde werk, maar dit was tog lekker om Was dit? dit was lekker. Ek moet vir jou sê Meeste van dit. ek steur my nie aan goed wat my nie raak nie. So vir my het ek gegaan om net van te hê en dit te gaan geniet. Het jy van die ander mammas voor die tyd al geken? Net vir Louise. Hoe goed het julle mekaar geken?
redelik goed, maar ons het nie saam gekuier nie. Ons het besigheid gedoen. Okay. En Louise is 'n baie private mens as dit kom by kuiers en weet in haar huis inlaat. So dit was vir my lekker om vir Louise op 'n dieper level te leer ken. Maar ek het geweet van die begin af, ons ken mekaar se streke en ons ken mekaar op 'n oppervlakkige manier, maar jy weet, Toe het julle eers met die show half. jy het ons vriendinne geraak. En wow. Johanri het ek net op social media gehad, of is 4 jaar, en toe ontmoet ek haar die eerste keer by Louise se partytjie, en ek het nie die beste view van Johanri gehad toe ek eers daar instap nie. Regtig? So sy en my beste vriendin het beef jare terug gehad. Is dit nou die een wie se naam die hele tyd gebleep was in die show? Nee, dis 'n ander een. Oh my word, okay. Ja. So ek het vir Johanri ook ontmoet eintlik uit 'n oogpunt uit waar ek nie mal oor haar was oor wat ek soos die beef wat sy met my vriendin gehad het nie, maar ek's een van daai mense, kom ek leer ken jou eers self en dan sal ek my eie aannames maak voordat ek net gaan met wat die res van die mense sê of wat as iemand issues het. Maar dit is maar my persoonlikheid. En toe het julle ook eventually eintlik baie goed oor die weg gekom. En toe raak ons vriendinne, ja. Het jy enigstens vir Christel en Anso voor die tyd geken of Nog nooit ooit nie. Ek het hulle nie geken nie, ek het nie van hulle geweet nie, ek het hulle nog nooit nêrens gesien nie. So dis ook seker intimiderend om dan in te loop en jy soos, wat wie's al hierdie mense? You know? Dit was nie regtig intimiderend nie, want ek werk met vrouens en ek kry te doen met verskillende tipes mense oor die algemeen. So vir my het dit eintlik, ek was glad nie geïntimideerd gewees daardeur nie. Ek was eintlik soos excited, want nou met 'n mens nuwe mense. Wel, dit het met 'n bang begin. Maar ons gaan nou praat oor, you know, al die verhoudings daar. Ek wil nog praat oor van die behind the scenes. En hoe is daar enigiets wat behind the scenes gebeur het wat jy voel hulle eerder moes gewys het? Of gewens het hulle dit gewys? Daar's baie oomblikke tussen my en Louise wat lekker laf en simpel was, wat ek gedink het hulle gaan insit. Maar dis dalk 'n goeie ding dat hulle nie het nie, want ons was ook maar lekker simpel en snaaks. So daar was nie regtig enige iets wat soos Jessie was. Wat jy soos, hulle moes dit insit. Nee, ek kan nie regtig dink aan enige iets soos dit nie, maar hulle het definitief nie al die juice geshare daar nie. Ek het eintlik ook maar gehoop hulle dit gedoen, want ek meen as 'n mens wat hier uitkom waarvan die mond oorloop, is die hart van vol, jy weet. So wat het hulle uitgelos? Goed wat jy gesê het of ander mense? Ek dink daar was baie goed wat gesê was wat nie gewys is nie, maar ja, ek spoel mos maar my mond gewoonlik op die swakste tye, maar daar was nie iets spesifieks nie. Ek dink maar net daar was 'n paar regtig snaakse oomblikke wat uit kon kom. So ons het niks drama gemis nie. Nee. Beloof. Nee, geen drama nie. Dis net so 'n paar goedjies wat Louise gesê het wat vir my fracking snaaks was, wat ek gedink het geshare moes word. Maar ja, is dalk beter so. Nog steeds by die reunie toe hulle soos die highlight reel wys van die snaakse oomblikke. Ek nog my recap gesê dit was basically net jy en Louise. Ons het die beste tyd gehad, want dit was soos 'n wyngedrinkery van die begin tot die einde. Ek meen, love it. Dit was lekker om 'n bietjie jou spiertjies los te maak voordat jy shoot, sodat jy net... Was jy nie bang om glip ietsie uit wat jy nie moet sê nie, na 'n paar slukkies? Ek en Louise het vir maande lank soos met mekaar gepraat en gesê soos, is jy seker ek het niks gesê gister wat offensive was nie? Ek kan nie onthou nie. Ek kan nie alles mooi onthou nie, veral die laaste gedeelte nie. Maar nee, weet jy wat, ek dink what you see is what you get is so. Met 'n glas wyn, met 20 glase wyn, met 'n glas water, dis wie ek is. Ja, nee, ek voel ook same, presies dieselfde. En voel jy Showmax het jou op die regte manier portrei, soos dat jy het nog steeds oorgekom hoe jy was, voel jy, of dink jy hulle het jou anders geëdit? Nee, ek dink hulle het nogal straight to the point gewys wat daar is. Ek meen die comment oor die Checker 60-60 en die Woolies ding. Ja, dit was die eerste episode. Dit was vir my funny geweest, maar daardeur wou ek vrouens eintlik inspireer om te sê dis alright om vandag by Checkers te shop, is dit alles wat jy kan bekostig. Because shit happens. Stop. Checkers is nie 'n low class plek nie. I know, maar wat ek bedoel is as 'n mens soos net gewoond is aan een winkel,
Om by En- Babylon Store in te bestel. Ja, of En jy ewe skielik weet, moet jy- en ewe skielik moet jy nou hier bestel of jy moet nou dit doen. Dit is maar net 'n verwysingsraamwerk om te Ja. sê dis 'n right om partykeer bietjie terug te staan en te sê my omstandighede gaan my nie define nie. Yes. Ek kan nog steeds mooi aantrek en nice lyk al is ek nou arm hierdie maand. Verstaan? Dit is maar hoe dit is. Deel van die Dis lewe. great. En ek hoop daarom jy het 'n paar vrouens geïnspireer. Ag ek hoop so. I Maar dit hope gaan Checker so. 60 download daarna. Shout out sponsor ons. Okay. En so ek het nou gevra oor hulle het jou alright portret want ek weet daar is ander mense wat nie dieselfde gevoel het laat Showmax noodwendig dit gedoen het nie. Dink jy hulle het op 'n stadium bietjie meer gestuur? Het die directors ooit half 'n vinger in die paai gehad en dinge Nooit nie. Dit is een ding waar ek baie sterk voel want ek voel jy is ook nou 'n groot mens. Jy hoef nie maklik influence te wees nie. Jy kan jou eie mind opmaak en jy kan jou eie woorde gebruik en sê. En ons directors het ons nooit teen mekaar opgespeel nie. Dit was 'n staatsgeheim wat agter deure gesê was in diaries. That's good. So niemand het geweet wat sê wie van enige iemand nie. En al het jy 'n bietjie probeer vis, daar was niks vir ons gesê nie. Die directors was super professioneel. En dit is hoekom ek dit so geniet het want ek het gevoel ek het niks om weg te steek nie. En hulle het presies gewys wat ek gesê het. Dis great. Voel jy daar was party van die mammas wat dalk bietjie anders was agter die kameras as wat hulle voor die kameras was? Definitief. Ek dink ook as jy in verskillende situasies is, tree jy verskillend op. So ek het nooit geweet daar's beef totdat ek dit begin besef het. Totdat jy Hier gekyk het. na die 6de episode, 7de episode, toe ek soos okay, ek was nie verkeerd nie. Ek het gevoel iets gaan aan en ek het ook nie eintlik verstaan hoekom ek daarbey ingesleep was nie. Ja. So vir my was dit nogal 'n shocker. Ek het probeer om Switserland te bly, maar dit het obviously gebackfire. Dit nie gewerk nie. En dit is alright. Ja, ek het dit geniet. Dit was vir my lekker om te kyk. En ek wou nou juist gevra het hoe het jy gevoel toe jy nou die show terugkyk en met elke episode sien, o, sy sê dit van my in die diary cams en sy sê dit en daai het daar gebeur en Kyk, ek is een van daai mense as jy my gaan vra reg voor jou, gaan ek vir jou heel moontlik 100% sê hoe ek voel. So ek dink nie my diaries was vir enige iemand 'n verrassing nie, want almal het presies geweet waar hulle met my staan. Yes. En ja, die diaries is 'n safe space om bietjie jou mond te spoel, dink ek. Maar Ek het tog net- is dit op TV. Ja, wel tog gaan die Soos hele land Die hele dit land sien. gaan dit sien. Ek het probeer om net true te bly met myself, om te sê, Tess, as hierdie situasie nie vir jou reg is nie, sê dit. Yes. As jy sien hier's besig om iets aan te gaan, sê dit, want dit is niemand is blind nie. En jy kan die shit it's the fan van 'n mile away af sien. Dit kom, it's coming. So vir my was ek net soos dit is hoe dit is. En as iemand met my wil stry, bring vir my die bewyse. Bring vir my kom sê jammer, bring die bewyse, kom praat met my, maar niemand het die moeite gedoen om dinge reg te maak in elk geval nie. So dit is bygones. Tydens die show of nou na die show? Ag tydens en na die show. Niemand weet eintlik waar staan enigiemand met mekaar nie. Want een oomblik is dit so en die volgende oomblik is daar weer social media bullying en ek is net soos oor dit. So whatever. Ek gaan nou definitief nie my Jy het 'n lewe. Ek het 'n lewe en 'n besige een ook. En toe jy nou juist toe die program uitkom en jy dit terugkyk, hoe was daai ervaring? Want ek meen, daar is goed gesê oor jou, byvoorbeeld wat ander mammas gesê het. Hoe voel dit om dit te hoor? Weet jy, ek het genoeg vriendinne. So as jy nie van my hou nie, move along. Dus sê vir my Tess, ek en jy dit gaan nie werk hierdie nie. Kom ons wees volwasse genoeg om nice en vriendelik met mekaar te wees en nie te skinder oor mekaar nie, want dit is ook onnodig. So move on. Ek het ook nogals in my recaps op 'n stadium gesê like, nie almal hoef van mekaar te hou nie. Dis alright. En dis okay. En ek vat dit regtig nie persoonlik op nie, want ek is nie vir almal nie. So en almal hoef verbaas nie wees vir hoeveel is jy? dit was my die grootste ding is ek kon nie glo hoeveel mense kon relate nie. En ek dink dit is omdat ek
net my hart op my skouer dra en sê wat ek voel. Dit kry my obviously in die moeilikheid partykeer, maar jy gaan nooit hier wegry en wonder waar jy met jou waar staan. jy met my staan nie. Jy gaan Ja. altyd weet en as daar issues was en ons sorteer dit uit, dan's dit bygones. Jy kan dit nie weer die ou koeie uit die sloot uit gaan grou nie, want dit veroorsaak net meer drama down the line. So kom ons werk net gou 'n timeline uit. Wanneer het julle geshoot? Ons het laas jaar in die winter geshoot. Okay. So dis al 'n jaar, amper 2 jaar terug wat ons geshoot het, want ons het begin shoot, ek dink in Maart. Oh wow. Ja, Okay. So dan obviously dan teen die tyd wat dit nou uitkom, voel jy dit het gebeur, dis nou verby, kom ons gaan aan. ja, jy's oor dit. Ek dink Ja. dit is gedoen. Jy kan Maar- dit nie terugvat nie. Maar ek dink kom ons begin daar waar dit begin het en die verhoudings met die ander mammas moet ons oor praat, obviously. En ek noem hulle nou mammas want dis julle was die mommies. Dis okay. En kyk, daar was al baie drama van die eerste episode af toe die mom-shaming begin het. Gee my 'n bietjie meer insight wat regtig daar aangegaan het. As jy my ken en ek ontmoet jou vandag, sal jy weet dat ek uit 'n omgee plek, uit soos hoor die vriendin, ek help hom daar want hy eet al die sweeties, jy gaan van ons sukkel. Ja. Dit kom eintlik regtig nie van jou kind is stout en leer hom maniere nie. Ek het 'n subtle manier om soos te probeer help en dit byt my in die gat want dit word verdraai en dan lyk ek soos iemand wat nou 'n opinie gehad het daaroor. En back at the ranch, ek het 'n baie droë sin vir humor. Ek het dit besef. Ek het 'n donker droë sin vir humor. Ek kan baie met jou relate. En Regtig. party mense dink nie dis snaaks nie, dan was dit just genuinely a joke of en die mom shaming ding was vir my, dit het my hartseer gemaak want as mense my ken, weet jy hoe lief ek kinders het. Ja. En jy kan by enige van my vriendinne gaan hoor wie ek vir hulle kinders is. So dit was vir my soos 'n bietjie van 'n klap in die gesig. En daai storie is so horre gery dat ek is al so fucking oor dit. Daar's nie 'n ander woord nie. Maar ek dink almal weet it wasn't something that was malicious. En op die einde van die dag het die res van social media ook saam met jou gestem. So ek dink oor alles wat daar gebeur het, maar weer eens het dit uit 'n goeie plek uitgekom en ongelukkig het dit toe nou half alles gekickstart. Ja, dit was nou die tone was set by my wat nou mom shaming En toe ons weer sien, toe's dit net chaos. die Want waai die jare. die hele tyd die gebellery en dit is op kamera en dit is nie op kamera nie. Was dit vir jou so half asof dinge net daarna nooit weer okay kon wees nie? Ja, want ek voel as jy my nie die benefit of the doubt kan gee om my eers te leer ken voordat jy my judge nie, dan is jy nie my mens nie. Want ons almal het dinge in ons lewens waar ons nie trots is nie of ons almal sê goed partykeer wat nie okay is nie. Maar move on from that. Dit is nie nodig om te hamer op dieselfde ding om iemand slegter en slegter te laat lyk nie. Sê iets, jy's ongelukkig daaroor en move on en probeer eerder daai persoon help om te verstaan dat wat jy gesê het my seer gemaak. Ja. Maar niemand het ooit vir my kom jammer sê oor die mom shaming ding dat hulle my so probeer portray het dat ek nou As die villain. ander mamas probeer down talk nie. Dis die laaste ding wat ek sal doen. Ek judge nie mense nie want ek wil nie mense met my judge nie. Ek is nie perfek nie. Yes. Dis baie nice. Ja, en ek dink daarna het alles net so gesnowball effek en dit het groter geraak en toe is dit nou Anso en haar man se gesamentlike verjaarsdagpartytjie en julle daag daarop. Sorry, jou gesig is soos maar ja, en ek moet daaroor praat, maar toe julle nou daar opdaag, toe sit dadelik awkward met die maatjies. Kyk, ek het net gedink, kom ons gaan kuier lekker en toe ek daar aankom en ek staan by die deur en wag, toe kom groet 'n girl my, maar nie soos 'n drukkie, hallo, welkom nie, soos hallo Tessa. Dis ek soos, okay, hi. En jy het voel die vibes. Ek ken jou nie, soos ek weet nie wat is haar naam nie en toe ek instap en mense maak asof hulle my nie ken nie, wat ek al soos 5 of 6 keer ontmoet het van tevore. Dis ek soos, dis weird, soos wil jy my nie ken nie? Ja, Wat dit is weird. vat dit van jou om letterlik vir my te sê, "Hoi Tess, gee my 'n drukkie, move on."
ek bedoel ons hoef nie vriendinne te wees nie, maar dit is net my geaardheid. En ek dink dit is waar ek actually my moer totaal en al gestrip het, want ek was soos, hoekom moet dit so wees? Hoekom moet dit so styf en awkward wees? Dis onnodig. Natuurlik. Ek het ook vanaand nie lekker gevoel nie, maar opgedres en gegaan om haar te ondersteun en daar te wees vir haar verjaarsdag. Ja. En ek het eintlik deur die hele reeks het ek nie beef gehad met hulle totdat ek begin besef het hoe redelik daar van my gepraat word agter my rug nie. So dis ook soos ek is ook nou nie 'n vrou oor wie jy loop nie. Ek het ook boundaries en ek gaan nie toelaat dat jy my nie ken nie en dan wil jy nou mondvol te sê van my. Dit gaan ook nie vir my werk nie. So net om by die verjaarsdag, dit was so awkward in regte lewe soos wat dit op TV uitgekom het. Heavy. Dus daar is 'n paar scenes wat ek gewens het hulle gewys het wat hulle nooit gewys het nie. Want ons het ingestap en ek het gedink okay, ons gaan nou almal om een tafel sit. Toe het ons 'n tafel in die hoek agter gekry. En toe sê ek soos okay, jy weet as ek nou wou gaan uit het alleen en ek het gedoen saam met die mense wat actually saam met my daar wil wees. So dit was awkward en ek weet hulle het probeer om ons te include, maar dit help nie jy probeer iemand halfhartig include nie. As jy iemand wil include, nooi hulle na jou tafel toe, laat jou vriendinne hulle omhels en omsingel en hulle deel maak van alles. En dit het ook nie soveel seer oor die hartjiebril gegaan vir my nie. Okay, great, want ek wil vra wat is nou regtig daai storie, want net as 'n kyker kon ek sien dit is eintlik iets dieper as net 'n hartjiebril en hulle het dit iets baie oppervlakkig gemaak deur die show. Dit het nie oor die hartjiebril gegaan nie, dit het gegaan oor die exclusion van die begin af. Soos ons het nou aangekom vir hulle, wel vir Ansu en ons was een kant toe gestoot. Toe die brille uitgedeel was, dit was nie op 'n tafel neergesit waar jy jouself kon help nie, dit was uitgedeel. En dit was nie, daar was nie vir ons gegee nie. Want sy het gesê dit was op 'n tafel gesit. Ek het nêrens dit op 'n tafel gesien nie. En ek het ingestap, daar was die nommers wat so was en die tafel waar vriendinne gesit het en verder as dit weet ek nie wat was nog behind the scenes nie, maar ek het dit nie gesien nie. En daar was ook nie afgekondig hoor jy kry vir jou hartjiebril nie. So who knows, hoe moet ek weet? En toe ek weer sien, toe is dit soos hulle almal het die hartjiebrille aan. Ek, Louise en Johanri staan hier soos 3 idiots. Daar was ook op 'n stadium waar hulle gedans het en ons nie eens gesien het nie en ons uit die pad uit gestamp het. Ek weet nie of dit aspres of per ongeluk was nie. Maar toe kry ek hierdie mean girl energy. Toe sê ek soos right bitches, as julle wil speel, let's go. Let's roll. Want ek is nie iemand wat malicious is of ongeskik is nie. Maar trust me, as jy my gaan kom terg, nie my push nie, dan gaan jy dit kry. En toe voel ek net soos net sowel ek nooi 10 kinders na my kind se verjaarsdagpartytjie toe en ek hou nie van Sunny se ma nie, so Sunny kry nie vandag 'n pakkie by die party nie. Verstaan? Dit is net so jy voel dit was opsetlik gedoen. En hulle 100%. daai uitsluiting was dit was nie per ongeluk nie, dit was eintlik 100%. Dit was as dit per ongeluk was, sou ek nie 'n scene gemaak het daarvan nie, maar ek is nie onder 'n klip gebore nie. Ek read the room. Read the room and you can find millions of answers. Ek het presies gesien wat daar aangaan. En ek dink die feit dat my intelligensie onderskat was, het my meer demoerig gemaak as enigiets anders. En toe moes ons nou natuurlik plaas toe na die episodetjie. Daai plaas nou weer trigger my. Dit het my getrigger. Want as 'n kyker, soos jy leef jouself so in en jy identifiseer met sekere mense en jy voel meer soos hulle en dat ek as net 'n kyker het ontsteld geraak. So ek kan nie eers myself indink hoe erg dit vir julle was nie. Maar voor ons ek wou net voor ons daar kom, dink jy die divide was toe net voor die plaas regtig al klaar duidelik. Dit was jy, Louise, Johanri, Christel en Ansu. Die divide het gekom en ek moet nou mooi dink. Die divide het gekom na die oproep van Janine af. Yes. Want toe besef ek het nie sulke vriendinne in my lewe nodig nie, so ek gaan myself heeltemal onttrek in daai kant en ek gaan definitief eerder my tyd spandeer met mense wat die mooi en die nice in my raak sien en wat mooi van mekaar praat en mooi met mekaar praat. So daai die divide outomaties gebeur toe ek dit hoor, want toe ek soos
ek wil nie geassosieer word met dit nie. So ek sal eerder myself verwyder uit daai uit en gaan met mense wat soos Johanri wat ek basies nie eens geken het nie. Ja, eintlik. En ek is jammer, al sit ons hier 30 mense en daar's een boelie in die gehoor en hulle piek op iemand wat nie vir hulle self kan opstaan nie, is ek nou maar daai persoon wat gaan sê, wow, stop die bus netty. En dit het my in die moeilikheid gekry omdat ek begin vra daaroor. Ja, want jy was nie daar toe daai oproep gebeur het nie. Ek dink ons het op kamera. Louise het my vertel daarvan. Yes. En dit is ook vir my belaglik geweest. So ek weet nie eers wat om te sê daaroor nie, want dit was vir my soos ek het ook sterk opinies gehad daaroor, maar ek is ook aangevat daaroor. Maar die feit van die saak bly staan, daar's lelike goed gesê en na die tyd het hulle deny dat dit gesê was, maar dis als op kamera wat ek Dit is my grootste probleem. As ek stront aan jaag of ek was 'n teef geweest met iemand of ek was lelik, gaan ek vir jou sê en ek kyk dit, gaan ek vir jou sê, weet jy wat, flip, sorry. Ek is jammer, ek het 'n terrible dag gehad. Soos sorry, ek is ook net 'n mens. Ja. Maar die feit dat dit die hele tyd gejustify was, het my erg geïrriteer. So toe het ek nou klaar respek verloor. En ek het respek vir mense wat kan vorentoe kom en sê, shit guys, ek is jammer, my fout. En toe dit gebeur en ek onttrek myself daar uit, toe is ek outomaties in die firing line. En toe sê ek soos wel, maybe moet julle my op iemand pick wat actually hierdie shit kan handle, want jou opinie beteken vir my absoluut niks nie. So vanaand gaan ek lekker slaapies en regtig, I'm not gonna give two shits. Ja. Maar ja, ek dink net, ek is bly ek het opgestaan vir Johanri, want sy kon nie vir haarself opstaan nie, en as dit my die bad person maak in hulle oë, who cares? Sjoe. Au. Hoe? Os. Oh. Ek het al hierdie woorde met net 4 letters gemaak. Dink wat jy kan doen met die hele alfabet. Hier jou eie woorde by Lamb Paradise Lights. Hoekom dink jy kon Johanri nie vir haarself opstaan nie? Is sy, ek het haar nou nog nie ontmoet nie, maar deur die show kan jy sien sy's eintlik regtig 'n sagte siel, half terug. You know, of Johanri is 'n dierbare mens en ek dink sy voel dat sy hou nie van konflik nie. So as jy op die spot sit, gaan sy eerder jammer sê as wat sy vir haarself gaan opstaan. En ek dink dit is maar ietsie wat van childhood trauma dalk afkom, waar sy dalk geboelie was op skool en sy altyd terug moes staan vir mense en vandag is sy 'n klein vierige dingetjie. Ek is so trots op haar want sy doen letterlik alles wat sy gesê het sy graag wil doen en sy staan op vir haarself. wel, ek kan ook nie wag om met haar te gesels eendag Ek- in my ek ook stoel nie. nie. Maar ek dink ons moet nou praat. Hallo. Ek dink ons moet nou praat oor die plaasnaweek. Okay. So dit was so half in die middel van die seisoen en ewe skielik het die bom gebars na 'n massive game. Maar toe julle net daar aangekom het, dis dit al 'n massive ding want jy kry nie 'n welcome drink nie en julle dog is 'n girls weekend en ewe skielik is aan soos 'n man by. Vat my deur die emosies daai dag. Het ons tequila vir die oomblik. Ek wou gebring het. Nee, ag kom ek Ons sê het vir nog jou baie wat. wyn. Vat groot slukke. Ek het met 'n ligte hangover plaas toe gegaan, maar dit was nou natuurlik die dag na aan sy verjaarsdag. So ek was al reeds nie baie lus vir die situasie nie. So ja, daar moet ek bieg. Ek het reeds geïrriteerd daaraan gekom. Okay. En ek was ook geïrriteerd oor wat gisterand gebeur het. So toe ek daar aankom het ek eintlik maar niks minder verwag as 'n shit show nie, want dit was gisterand 'n shit show. So next day, next issue. Next shit, ja. Toe ek daar aankom en ek sien vir Heinrich daar staan, toe dink ek, okay, not the worst thing in the world. Dalk het hy net vir Anso gebring, ek gaan nou ry of wat Ja. ook al. Maar toe besluit hy nou hy bly. Dis nie hy's opgemaak oor nie hy bly. Ja, hy is hier om te bly. En ek weet ek het nie die sussie gemind nie, want dit was 'n girls weekend. En ek wou hulle beter leer ken, want ek wou eintlik direk met hulle praat daai naweek oor alles wat nou die aand by Ansie se verjaarsdag gebeur het en vir hulle vra, wat het ek aan julle gedoen om Dit te daai verdien. tipe issues te verdien? En
toe ons nou by die plaas is en ons maak klaar vir 'n game drive, toe is Hendrik ook op die game viewer. Dus ek sê, jy kom by die huis gebly het met Shom. Hierdie is 'n girls trippie, so gaan ons dalk net 'n game drive of 2 waar ons bietjie diep met mekaar kan gesels. En toe ons by die tafel gaan sit het op die plaas waar ons toe nou soos 'n sundowner drink en ons almal En niemand vir julle net bietjie make-up touches gee nie. Nee, kyk, ons was letterlik die oogmerke het daar gesit soos die stof ons gewaai Soos het. hallo. Ja, dit was rof. Ek dog Showmax het 'n budget. Nee, wel, daar was geen make-up artist of enigiemand saam met ons. Behalwe Ja, maar Louise het gesosialiseer en pla ja nie om te werk. Nee. En sy het ons almal mooi geleer om ons eie make-up te doen, so ons is alright. Ek wou net sê, pos, kom ons vee net gou, like. Nee, hulle het stryd gegaan. Ons moes net smile en wave. Anyways, toe sit julle nou daar en gesels bietjie dieper. Ja, en ons leer ken mekaar 'n bietjie beter. Maar Louise moes die bartender wees want Hendrik het nie een keer aangebied om vir ons girls 'n drankie in te gooi of Mense dink dis hoekom jy die man saamvat. exactly En en dat die waiter kan wees. om die champagnebottel te pop en wat ook al nie. Haai. En daar was ek eintlik ook regtig toe ek nou dit terugkyk, dis ek soos wat ons het gesels oor wat ons doen vir 'n lewe en Louise het gepraat oor haar brand en ons almal is super trots op haar want ons weet sy het begin van niks af nie. En toe dit nou my beurt is, wel ek het gevoel dis nou my beurt om te vertel wat ek doen. Yes. Toe was dit ook verdraai en ek wil alles oor myself maak. Ja. Nou, as jy my vriendinne ken, sal jy weet dat ek altyd my vriendinne ondersteun in wat hulle doen. En ja, ek het nie geweet ek mag nie 'n spreekbeurt kry nie. Ek is ook mos deel van die cast, so Ja, toe sit ek daar en ek het dadelik gevoel daar's 'n vibe. regtig En ewen daar Toe aan. ek klaar gepraat het, toe ek soos ek is shit. Almal kyk weird vir my aan behalwe Louise en Johanri. Toe dit- voel ek mis iets. Is dit daar wat jy toe nou besef het, wag, iemand praat. Dis Hier's ek ander soos goed aan die gang. hier's iets aan die gang. Okay. En dit was nou daar ry op die game viewer. Dit was al goedjies gesê op die game viewer, wat toe die kameras af was, wat vir my soos My least favorite deel. ja, en ek was soos ek wens almal was nog 'n mic want dit sou vir my ideaal gewees het om dit te hoor. Want dit is nou my woord teen ander mense se woord. Ja. Maar dit was al goed gesê soos ja nee, sy het maar net 3000 followers. So ek weet nie regtig geweet so tipe comment. Toe dink ek praat hulle nou van ons wat letterlik reg agter hulle sit op die game viewer, want ek het soos net Wie dit gesê? 2700 followers. So is dit nou ek waarna julle verwys of wat is dit nou? Ja. Hoekom maak followers saak? Jo. Soos my lewe gaan nie oor followers nie. My lewe gaan oor En wie daai my comments toe lewe. nou gemaak? wel, ek wil nie name noem nie, maar die lang storie van die kort is ander mammas het dit gesê Maar nie Louise en Johanri nie. Nee, want ons het heel agter op die game viewer gesit en toe daai game viewer stop by daai huis en ek klim daar af. Toe is ek nou vir jou goed de moer in. Bevolk, soos aansoek kan sê. Verby. Ek is livered. Jy's livered! Soos jy verstaan nie. Ek is reg om nou my tasse te pak en huis toe te gaan want Ja. ek sê I don't need to be part of this. Soos hoekom moet ek hier sit en jy spot iemand oor hulle hoeveelheid followers? Who cares? Hoekom het jy toe gebly? Wel, ek wou nou nie my Showmax kontrak daarso. Ek was soos let's finish this business. En dis toe ek besluit en op Let's daai go, girls. oomblik dis Louise soos vir hier raai wat. Ek sê o wat? Sy sê ek het vir 'n brilletjie gesteel gisterand. Dis ek sê Louise, jy moes nie. En dit was dus omtrent 2 minute voordat sy in die deur vasgeloop het en haarself lights out Sorry ek lag, maar dis Ek moes haar amper mond tot mond asemhaling gee. Sy was soos uit. Oh my Ja, word. sy was gone. En toe het sy nou maar nog steeds al mooiste voetjie voorgesit en Ons saam gekuier. Ek voel ek begin soos Louise praat as ek oor haar praat. Ja, Dan begin ek jy- ook nou maar toe praat. Nee, dit was absoluut. Dit was fun en ontstellend op dieselfde tyd. Want ek en Louise en Johanri het die beste tyd gehad en daar's nog so een ander storieetjie wat ek sommer gaan vertel. Doen dit. So op die plaas, ons het in ons eie huisie gebly Yes. Ja. en toe drink ons natuurlik baie wyn en daar's vrek baie dubbeltjies op pad na die boma toe. Ja. En ons sit toe nou op die mat nadat ons geshoot het, laat, soos 3:00 die oggend en ons sit voor die kaggel en ons gesels en lag en giggel en daai mat is vol dubbeltjies
want dit kom van ons klere af, letterlik soos wat jy deurloop, spat dit op jou broek of wat ook al. En toe moes ek se 6 maande later op comments op Instagram uitvind, ek het nou 'n mat beskadig. Ek wag nou nog om dit te hoor van die persoon af. Maar jy weet, ek sal natuurlik iets vervang as ek hom beskadig het. Ja. Met 'n sigaret, by the way, ek het hom mat gebrand apparently. Dus ek sê, okay, daar's 2 dinge in hierdie lewe. Jy gaan my definitief nie beskuldig van iets wat ek glad nie gedoen het nie. En nommer 2 is ek redelik af van die rookies af al gewees. Ja, ons almal het gesien hoe jy daai vibe geklou Ja, ek het daai vibe geklou daai Ja. naweek. So dit was vir my, en toe ek weet nie, toe is die comment gedelete. Maar ek het al die screenshots. So ek was soos, hoekom wil jy op social media my nou aanvat en my bash? Maar jy het nog nie foon opgetel vir gesê, "Hoi Tess, hoor jy, het jy my mat gebrand nie?" Want ek gaan vir jou reguit sê, nee, ek het nie, stuur 'n foto of jy weet, wat is die bewyse dat ek actually iets beskadig het. Ja. En dit was vir my vindicte, want dis ek sê, okay, so nou begin ons leuns opmaak van mekaar hierso. Ons almal kon dit gedoen het. Ja. Maar as iets jou nou so erg gepla het, hoekom het jy my nie laat weet nie? Jy's baie vinnig om vir my te sê, wie's ek om so van jou maatjies te praat? Hoekom het jy nie my gebel en vir my gesê, hoor jy, het jy my mat beskadig nie? Dink jy hulle was te bang om jou te konfronteer? Ek dink nie so nie, want hulle was nie te bang om my te konfronteer op ander oomblikke of by die reunie nie. So So dit maak nie sin nie. nee. Ja. As jy dit wil sê, sit dit vir my in my gesig en dan sorteer ons dit gou uit en dan beweeg ons verder aan. Ja. En nou op daai noot het ons die game op daai plaasnaweek gesien. Het julle dadelik begin met die game of was daar eers 'n lekker chit-chatty? Ons het lekker geëet. Crystal Hill se plaas is absolutely stunning. Dit was baie mooi. Dit het my expectations exceed. Die decor was pragtig. Hulle chef was baie oulik. Ons het lekker oxtail geëet. Dis iets wat ek love. Ja. So ek het lekker geëet. Ons het almal om die bome gesit. Natuurlik was Heinrich daar. En toe ons nog geëet het en die wyntjies begin vloei, toe is dit wat die game begin. Maar ek dink ook nie mense kan dit 'n game noem nie. Wel, Dit was nie vir my. maar ook al mense Game is wil veronderstel om noem. lekker te wees, guys. Ja, ek wou ook sê, ek weet nie wat die beste tyd was vir daai game nie, maar partykeer moet die waarheid maar uitkom en as dit die enigste manier is om die waarheid uit iemand uit te kry, why not? Ja, en dinge het behoorlik ontplof daai aand. Is daar iets wat ons gesien het of nie gesien het op kamera nie wat gebeur het? Na die hele fight en ons het nog geshoot toe ons was eintlik nog besig om te shoot toe stap Crystal weg en toe stap ek ook agter haar aan en toe sê ek vir haar, ek is jammer as ek jou gevoelens nou seer gemaak het, maar julle mense kan nie uitdeel en nie verwag om dit terug te ontvang nie. So moenie vir my sê jy is 'n victim van my wat jou vriendinne bash, maar jou vriendinne en jy het my bewys gestraan dat julle soos regtig lelik is nie. Dit kon baie anders gewees het. Ek meen ons kon super lekker gekuier het, maar toe word daar kykie gegee en so ek het af kamera voor probeer sê dat ek gaan hierdie nie hou as 'n grudge nie. Ek sê vir jou, ek's jammer as ek jou gevoelens seer gemaak het, maar maybe moes jy dit hoor want jy's actually so cool mens dat ek voel, jy weet, ander mense verander jou en ek ken jou nie lank genoeg nie, maar just be nice. En voel jy baie keer dat as iemand sê ek is jammer, maar voel jy dis nog steeds as 'n onverskoning vra? Kyk, 'n mens vat dit mos maar gewoonlik van wie af dit kom. Ek sal sê as jy jammer sê jammer en bedoel dit, anders soos wat ek op die reunie gesê het, ek gaan nie jammer sê nie. Want ek het gevoel wat ek gevoel het op daai oomblik. Ja. So ek gaan nie hier sit om almal happy te hou en te sê, hoorie guys, ek is jammer nie, want dit gaan nie reël wees nie. As jy jammer sê, bedoel dit, maar moenie kom met 'n maar of jy gaan moet of Ja, want daar was baie jammers wat ek voel. Hy was nie 'n jammer nie. dit was leeg. Ja, en tydens die show nou geëer het daar baie social media posts gesirkel van almal af, redelik kom ons sê so. En op hierdie ene het julle daaroor gepraat, voel jy nog steeds dat seker goed was gemik en het jy ooit self iets gemik?
Daar was 100% goed gemik gewees. Weereens, dit irriteer my dat my intelligensie onderskat word, want jy kan 1 + 1 is 2, nê? Dink so. So, ja, nou, hierdie glas wyn is dit al 3. Is dit 4? Ek het gevoel, jy het ingeskryf vir hierdie ding, wat uit jou mond uitgekom het uitgekom, en moenie nou ander mense probeer blameer vir jou goed wat jy gesê het, of jou gedrag nie. Ja. En toe die show begin uitsaai, het ek, Louise en Johanri nie een slegte ding van hulle gesê nie. Ons het nie een bad post gemaak nie. Ons vriendinne moes op hulle tande byt, want hulle was soos, o my pok, ek gaan nou in hierdie comment section inklim en dan gaan iemand vloek. Ja. Dan is ons soos, nee. Moenie dit doen nie, want dis nie hoe ons operate nie. Ja. Ons gaan nie mekaar boelie op social media nie, want ek wil mense leer, en ek wil veral dogtertjies leer, dat 'n keyboard warrior is 'n loser. Jy kan nie agter jou keyboard sit en wil kom praatjies praat, maar as ek jou in die regte lewe sien en groet jy my vriendelik en alles is fine nie. Yep. So daar was 'n hele klomp goed gewees. Daar's ook baie screenshots wat ek gekry het wat redelik defamating kan wees teenoor ander mammas wat ek nooit gepost het nie, of wat ek nooit gegaan het en vir mense gaan vertel het nie, want dit is nie wie ek is nie. Al het ons beef, hoef ek jou nie sleg te maak om myself beter te laat voel of lyk nie. So, ek het nooit daai goed ontbloot nie, en toe is daar 'n storie dat ek en Johanri 'n fake Instagram account het. Ek wil nou net vra waar? Daai selfde Instagram. Melviljoen was saam al betrokke. Waar kom sy vandaan? Kan sy nie haar eie show bly nie? Ek is soos, girl, jy's in die verkeerde avenue hierso. Gaan terug Housewives toe. Ons is nou by Mommy Club. Wat het sy, hoe ek is nog steeds, toe ek haar naam sien, toe is ek soos, hallo? Ja, en haar IT-span het apparently uitgevind is ek en Johanri. Ek wag nou nog vir die bewyse. Daai selfde fake profile wat hulle sê ek en Johanri het geskep, het vir my en Johanri screenshots gestuur van Ansu. Okay, so hoekom sou dit dan? So, en gehoop dat hierdie inligting uitkom, en ek het dit vir myself gehou, Johanri ook. Ons het dit nie eers gepost of vir mense gestuur. Ons was soos, ons gaan nie hierdie vuil spel speel nie. Ons los dit. Let it go, en ja, dit is hoekom ek daarop gaan comment het, want ek meen Mel, sy so has been, sy wil nou sommer gou weer kom inklim hier net om current te wees. Dis bly in jou baan, girl. Ja. There's new kids on the block. Bye. En hulle dryf mense tot 'n punt wat jy voel jy moet comment. Ek moet myself verdedig, want as jy weet hoe besig ek is op 'n daaglikse basis, ek bel letterlik my website girl en vra vir hoorie, leer my om 'n reel te edit, want ek is so stupid met sulke goed. Ek weet eers wat is my eie Instagram account se password nie. Dis 'n probleem. Ek moet hom heeltyd reset as ek per ongeluk uit hom uitgelog het. So ek is dus die laaste persoon wat techno savvy is, wat nou gaan die tyd en energie spandeer. En as ek iets wou post of iets wou sê, gaan ek dit doen, en ek gaan die consequences dra daarvan, en ek gaan sê, ek doen dit, hier is dit. Nie wegkruip agter 'n fake profile nie. Ja. Voel jy Mel het dalk ingespring omdat jy eintlik in dieselfde bedryf was toe hulle nou nog nie was? Natuurlik, sy is obviously bietjie geïntimideer. Ja. Ek is die enigste qualified registered master technician in Suid-Afrika. Ek weet nie waar haar papierwerk vandaan kom nie, maar sy is nie 'n gekwalifiseerde master technician educator nie. Ek het my kwalifikasie in Los Angeles gekry, nie my 0 sertifikaatjie nie, my masters. So daar was al 'n geboelery tussen ons jare terug. En ek dink sy kon dit tog nou maar net nie hanteer het om my nou te sien jare later my sterretjie skitter nie. So sy wou inkom vir haar laaste punch, en dit het haar net eintlik embarrass, want toe sê ek soos, ek sien ook waarmee die ander mammas hulle self mee besig hou, en weer eens, ek wil nie myself met ander mense sien of geassosieer word wat daai tipe van vibes het nie, glad nie. Ja nee, ek verstaan dit 1000%. En ek dink die goed van Mel het nou opgekom in die reunie. So kom ons touch op die reunie. Hoe was jou gevoelens leading up to dit? Want obviously teen daai tyd was daar al klaar 'n paar episodes wat uitgesaai het, en toe moet julle nou die reunie doen. Kyk, ek het eintlik nie bad vibes gehad met enigiemand na die show nie, want ek was soos, dis al soos 'n jaar terug, guys. Let's move on. Ek het al vergeet dat jy my nie like nie en dat jy dit sê en jy dat sê. Wat sê jou naam nou weer? Ja, I mean, ons is al verby dit. Ja. So,
ek het net gesê ek gaan gou-gou vir die girls wys dat ek nie oningelig is nie. En dis nie dat ek gaan grou het of dat ek my IT span op mense sit of hulle volg nie. Ek het letterlik via the grapevine gehoor dat Crystal en Mel vriendinne is en by mekaar koffie drink en letterlik soos in daai week gaan koffie drink het. Toe is dit maar inligting wat ek ook vir maande of vir weke vir myself hou. En ek wou sien of Crystal die waarheid praat toe ek haar vra oor Mel en sy het nie. En dit is toe ek vir gesê het, maar jy dan by haar huis koffie gedrink. So, Roy Wat, een van my mense, het letterlik daar uit reverse toe jy daar inry. So, ek weet 100% jy was by haar huis gewees. En ek kan net imagine wat 'n vieslike geskinderheid daar was. Omdat jy reeds ook nou eintlik al daai goed met Mel gehad het en die kompetisie. So, En dit is nou deny. Dis 'n brain fart. Dit is soos sê net ja, ons is pelle en wat daarvan. Hoekom deny jy dit? Ek dink ek kan glad nie vir hulle praat nie, maar volgens hulle social media posts kon jy sien hulle het gevoel dat Showmax hulle, they did them dirty. En ek dink toe nou by die reunie wou hulle dit regstel. En toe jy hulle nou konfronteer, toe weet hulle nie meer hoe wat waar. Ek moet vir jou sê, ek het gebid voordat ek daar ingegaan het en ek het vir die Here gevra om my ek wil nie gaan sit en stront praat en mense se gevoelens seermaak nie. Ek wil gaan op feite. Ja. En as jy my wil aanvat, moet jy feite hê en as ek verkeerd was, gaan ek 100% om verskoning vra. Maar ek is bly ek het daar ingestap all guns blazing, want daai klein setup daar het vir my glad nie sin gemaak nie. Die jammer was vir my regtig empty. En as jy regtig jammer was, hoekom boelie jy my nog steeds op social media? Hoekom post jy 'n jaar en 'n half later nog steeds rond wat gemik is op my en my filtertjies? Ek weet ek is mooi. Soos sorry, ek weet ek is mooi. Ek het nou lekker 10 kilootjies verloor. So nou is ek ewen mooier en ek is slim. So daai filter maak nie vir my myself mooier nie. Weet jy wat, ek voel gemakliker as ek 'n filter opsit as ek 0 make-up aan het nie. Want ek wil tog nou net nie hê iemand moet kyk na my video en verby scroll omdat ek hulle nou skeer kry nie. Hallo. Ja. So hoekom dink jy het Snapchat en TikTok filters en Instagram? Dis daar om te explore, om fun te hê. Ja. So dit gaan nie vir my oor om myself mooier te laat lyk nie. Dis lekker. Vandag het ek 'n cat eye, môre het ek 'n flippin Alice band op my kop. Exactly. Dis simpelheid en dit is daar om te utilize. So, jy weet, ons is groot mense. As jy 'n issue het, kom praat direk met my. Hoekom met my filter jou pla? Ja, ek kon dit ook nie regtig verstaan nie, maar ek wil net gou raak, jy het gesê iets oor die setup, nê, van die Janie Jammergat, maar hulle het nou daar dit was vir my gevoel of hulle julle aspres aan die een kant gesit het en hulle twee aan die ander kant. Dit was seker maar aspres geweest. Ek meen dit is tog nou Ja. like vir my 'n war zone. Hoe lank het julle geshoot daai dag? Baie lank. Ons het begin shoot daai oggend 7uur met arrivals en toe gaan ons in hare en make-up in en toe begin ons so 5uur behind the scenes shoot, 7:30 toe begin die reunie en ons was 3uur daai oggend klaar. Wat? Dit was 'n lang dag. En ons eers wyn betrokke nie. Nee, daar was champagnes. Ek het elke keer as daar 'n breek was, het ek 'n glas champagne gaan down want ek sê dis of dit of 15 Urbanals, maar something's gotta give. Ek drink nie eens 'n Urban nie, ek drink maar wyn vir die pyn. Ja, wel, mens moet maar, so nou en dan. En daar was baie comments gewees online dat die host nie noodwendig regverdig was nie. Hoe het julle dit ervaar daar in die oomblik? Kyk, Showmax het vir haar 'n skrip gegee van vrae wat die mense wou weet. En Leandie die Rand is 'n dierbare ding. Ek het glad nie eendag gevoel dat sy my probeer boelie of dat sy eensydig was of enigiets soos dit nie. 'n Mens moet verstaan dat die harde en moeilike vrae gevra moet word. Someone's gotta do it. Yes. En gaan hol my lelikste lelik uit en wys dit weer vir die wêreld en laat hulle besluit of hulle daarvan hou of nie. Dit het bietjie gebackfire vir Showmax dink ek, want hulle het probeer om al twee kante te wys, die lelikheid van al twee kante. Yes.
op daai van Die mense was nie happy nie. kom ons sê wat het die ander mammas van hierdie mammas gesê, dan is dit daar waar ek gesê het, ja, Christel is in aan soos 'n gat opgekruip. Ja. Nou dink ek by myself, okay, dit was ook nie die mooiste ding om te sê nie, maar ek het nie gejok nie. So, dis hoekom ek nie jammer gesê het nie, want as ek andersins gevoel het daaroor, ek sê nie net goed om mense seer te maak as prins nie, ek sê wat ek ervaar. En Showmax, ja, ek weet nie hoe dit vir hulle uitgewerk het nie, maar ek het gesien die mense was nie baie happy nie, en ek is bly hulle die lelike kante van ons ook gewys, om te wys, ons is ook net mens. Maar die verskil tussen ons en dalk hulle op daai stadium was, is ons kon genuen jammer sê, sorry, dat ons nou bietjie te veel gesê het, maar hulle kon nie jammer sê sincerely nie. Ja, want daar was 'n stadium wat Leandi reguit gevra het, hoekom dink julle like almal julle en nie hulle nie? En toe sê ek soos, moet jy nou dit antwoord? En dit is nou juist wat jy gesê het. Louise het dit baie mooi geantwoord, want ek dink, ons het gereageer op hulle aksies. Ja. En iewers moet iemand reageer. En ons het hulle nie gepla totdat daar goed gesê was wat regtig soos uit plek uit was nie. So ek voel nie dat dit onnodig was om te sê wat ons gesê het nie. En ja, dit is soos die pizza en wyn ding by Christel se huis. Ek het 'n grap gemaak van, wie bedien 'n kanonkop saam met 'n droë pizza? As ons nou so fancy is en ons kyk so neer op ander mense, het ek verwag dat 'n Michelin ster chef vir my nou hierso 'n entree aanbring. So dit was 'n klein jab gewees. Ek weet dit was verkeerd wat ek gesê het, want ek was judgmental, maar ek was soos, Chicken Ideal kan jy seker maar ontvang of wat? Exactly. En to be fair, ek gebruik dit dieselfde in my video's, dus ek probeer nie te veel uitdeel nie, ek slip dit keer op, want anders kry mense dit net weer terug. Maar ja, die reunie was 'n hard watch. Maar tog het jy so baie fans gekry, voel ek na dit, want soveel soos wat hulle gesê het, okay, Leandi moes dalk nou nie aangebied het nie, het hulle jou net so erg geback. As mens nou nog terug gaan kyk, elke comment is yes, Ag, dit was vir my verbasend, want toe ek nog geshoot het en ek kom by die hotel, toe ek in trane. Toe ek soos, hoekom moes hierdie nou so gaan? Soos, hoekom moes ek nou beklei? Hoekom moes ek myself, my armer aantrek vanaand en myself gaan verdedig teen mense wat my benadeel het? En ek moes vir myself opstaan en ek het net gevoel, nie Showmax nie, nie maatjies nie, nie Leandi nie, niemand gaan verstaan van waar ek kom as ek nie vir myself hier opstaan nie. En call a spade a spade. As dit reg is dit reg, as dit verkeerd is dit verkeerd. Ek's nie 'n grey area person nie. My hart is sag, so ek gaan altyd jou vergewe as jy my benadeel, maar I will never forget that. En dis soos ook toe Janine daar aankom en my stil maak. Toe dink ek, hoorie Pop, wie is die cast member hierso, ek of jy? So chill jy vir my gaga vinnig vir 5 minute, want ek en jy ken mekaar nie, ek stel nie belang nie, en who cares? Ja, dit was Wat maak jy? Wat wil jy? Waar jou maatjies? Verstaan, dit was vir my soos, wie dink sy is in elk geval, om te kom sit op ons stel, wat ons op hart gewerk het, en my wil aanvat en vir my sê, Leandi praat nie met my nie. Is sy aangestel as 'n wat noem mense dit in die entertainment industrie, wat 'n director? Ja. Nee. Voel jy sy was al half gepland om vir hulle nog 'n ekstra iemand te gee dat hulle ook 3-3 is? As die mense dit so gaan opmeet, is dit hoërskool. Want dit was nooit 3-2 gewees nie. Ek was heeltyd in die middel. En hulle eie aksies het veroorsaak dat ek nie met hulle vereenseldig nie. Dit is hoekom ek besluit het, I'm just gonna stay out of this. Ja. En vir een of ander rede is hulle op die warpath met my. En if you wanna go to war, let me know, want ek is glad nie iemand wat gaan terugstaan en gaan toelaat dat jy my gaan boelie of sleg praat van my as ek aan jou niks verkeerd gedoen het nie. Ja. Wat was daai quote van jou van, if you wanna fight with the big dogs, don't piss like a puppy? Daai een. Dit jy folks, sit dit op 'n t-shirt. Ek dink so. Ek gaan nou vir my merch begin. Of jou merch. Tesla merch. Wel, daar gaan 'n bietjie van 'n branding issue daar wees. Fine. Maar nou moet ek weet, kyk, waar staan jy in die twee maatjies nou?
Ek het hulle gesien by die Silverskermfees Mhm. en ek voel nie daar's meer hard feelings nie. Okay. Ek kan verkeerd wees, want daar was weer onlangs social media posts gewees wat ek gelees het, wat ek soos was van, die gat ons alweer. En toe besluit ek net, weet jy wat, dit is 'n lost cause. Dit help nie 'n mens probeer verhoudings forceer nie. Ons het lekker saam in die Kaap 2 glase wyn gedrink, totdat mense weer probeer stir het tussen my en Johanri en Wie probeer goeters. stir? Ag, ons los die name vir later, maar daar was goed gesê en ek het dit gehoor Ja. en ek het net besluit nie vandag nie en ek het daar ingestap in die geselskap in en gesê ekskuus. En daar was vir my gesê ja, 'n ander persoon sê so, dis ek soos ek gaan roep daai persoon. Dis dit is nee, maar moenie worry nie, daar's stories van my ook. Dis ek sê jy verstaan nie mooi nie. As jy my naam wil noem in gesprekke, bring die bewyse, roep die persoon. Dan kan ons almal mos nou hierso staan en gesels daaroor. En gelukkig is my en Johanri se vriendskap nou van so 'n aard dat ons nie nodig het om enigiets te validate nie. Ons het geweet van waar dit kom. Dit was 'n heerlike aand in die Kaap gewees. Ons het almal lekker saam gekuier vir 5 minute 5 minute. en toe is dit ook verby. Okay. Ja. So nou, dit was nou al 'n rukkie terug. Ja. En ek iets bietjie gaan diep duik, gaan deep dive. En jy en Ansie volg mekaar nie op Instagram nie. What's up with that? Anso het my al baie lank terug gaan aanfollow op Instagram toe ons nog besig was om te shoot. Dink ek soos net wow. soos in die laaste episode of net daarna. Maar sy follow my op Facebook. Sy kyk my stories Okay. en sy kyk ook my Instagram stories. So dit is vir my weird dat ons sy my nie follow nie, maar sy kyk my stories. Okay. Maar ja, ek en Christel het dinge uitgepraat by die Silverskermfees. Okay. So ek voel dit ek en Christel follow mekaar nou. Ek voel nie daar's bad vibes daar nie, Ja. maar dit is vir my bietjie asof Ansu nog steeds hamer op ou goedjies. So let's move on from here. Yes. So jy sê jy en Christel is nou okay, so hoe voel jy nou oor die woord viswyf? Ek is bly jy bring dit op. Want ek is nie 'n fyngevoelige mens nie, maar ek was letterlik in trane toe ek daai episode kyk waar sy dit vir my gesing het. Toe vat dit my terug na soos in die laerskool toe ek geboelie was en ek was 'n groot dogtertjie en hulle maak liedjies van jou op om jou te spot. Toe sukses, Ja. dit is bietjie low blow. Dis nie lekker nie. Daar's baie goed wat ek ook kon sê. Die rap song wat ek vir Christel geskryf het, kon ek het 'n potty mouth en 'n half. En ek voel hy was erg my jy kon dit erger maak as jy Dit wou. was vir my mooi, soos stop being a turd, you're a cute nerd. Ek meen, ek het dit regtig gevoel dat ek dit uit 'n mooi plek uit geskryf het vir haar. Ek wou haar nie verneder nie. Juist. Waar ek voel met die viswyf song, het sy my verneder. En by all means, nou van haar vriendinne maak video's op TikTok en sing letterlik die liedjie vir my. En dan sê ek Nou soos, nog? ja, wel daar's op TikTok is al video's van dit en dan sê ek soos, guys, I've got millions to make. I don't have time to make songs. Oh my word. So move along. Ja, ek moet sê ek moes gaan Google het wat beteken dit. Toe sy sing. Wat beteken dit? Dit is blykbaar as jy 'n beach fit gooi. Dan sê jy visvyf wat 'n beach fit gooi. Het jy dit nie gaan? Nee, maar ek weet sommer die visvyf woord sit my klaar af. Dit het net nie lekker Maar oorgekom nie. wat net vir my so verbasend is, iemand wat so Engels is, wat so 'n absolute Afrikaanse song kon skryf met die groot woorde en nie my neerhalende comment kon verstaan op die plaas nie. Dit boggle nog steeds my mind. Ja nee, o Blommie, dit was vir my dit was vreemd. Hoe weet jy nie wat beteken neerhalend nie? Neerhalend. Ja, ek moet sê ek het ook nou nogals bietjie daai geplei met die Ek sê vir hulle gesê, kom ons pause dat ek dit gaan vir julle Google en dan wys. Ek wou, maar toe sê ek soos, ag, weet jy wat, jy seker ook nou bietjie sensitief, move on. Dis okay. So sê vir my, is julle almal nog steeds saam op 'n WhatsApp groep? Al lankal nie meer nie. Ja, ek moet vir jou sê, ek Louise en Johanri het net soos let bygones be bygones. Ek meen ons gaan altyd in die toekoms weer saam met mekaar by plekke moet wees. So hoekom wil ons dit so versier dat dit op so 'n punt kom waar ons mekaar nie kan verdra nie?
Dis onnodig. Ja, like, dit is nou verby. Kom ons al asem en beweeg aan, Exactly. né? Okay, wel, op daarna, kom ons beweeg net so klein bietjie aan. Dankie tog. Want ek kan vir ure daaroor praat, maar ek voel nie almal wil vir ure daaroor luister nie. Ek wil vinnig raak aan jou verhouding met Eddie. Jy is die enigste een wat 'n foto van hom gaan source het. I don't know where you found it. Hoorie, kan ek net vir jou sê. Ek het honestly gedink, "Oh my word, Lisa, jy oortree nou 'n boundary hier, so hy wil nie op TV wees nie." En toe dink ek, whatever. Maar nee, ek het my maniere. Nee, ek het gesien. Dit was eintlik vir my baie oulik geweest want ek was soos waar hel kry Lisa hierdie foto's? Op sy eie Facebook net. Hy het 'n Facebook met 3 friends wat hy nooit op is nie, maar ja, daar is 'n foto van hom en ek het aangeneem dit was daar. Dit was daai foto. Ja, maar ek moes, dit het my soos 'n halfuur gevat om daarby uit te kom. Ek dink almal wonder wie is Eddie. Hy is 'n baie privaat mens. Hy hou glad nie daarvan dat sy lewe En dis okay. enigsins Ja. out there is nie. Ja. En toe kies hy iemand wat totaal en al die opposite is. Soos As one does. opposites attract. Ja. Maar so ons date nou al vir so 7-8 maande. Oh. En ons het nou onlangs saam ingetrek weer. Oh. So dit is ons date nou en ons bly nou saam, maar dit is nogal 'n aanpassingkie. Ek kan dink en seker vir die kids ook om nou weer te sien mamma en pappa saam in een huis. Dit was vir hulle in die laaste 7-8 maande het hy anyway elke aand by my kom slaap of ek by hom. Maar ag, dit het my so geïrriteer om waar's jou dit skaai nie by pappa se huis. As ons by pappa se huis is, waar's dit nie by mamma se huis. So toe sê ek en hy wel, ons ken mekaar al 16 jaar. Kom ons trek saam in en maak dit makliker en kyk hoe dit gaan. En toe die show gebeur het, moes jy op 'n paar blind dates gegaan het. Het jy daar al vir Eddie nog steeds in die agterkant van jou kop gehad? Weet jy wat, ek is nie iemand wat ry en bly en go en uittrek en dan kom ek weer terug. Ek is glad nie so nie. So die dag toe ek besluit het ek wil skei, het ek uitgetrek en ons het nooit weer saam gebly van toe af nie. Maar ek het op awesome dates gegaan en ek het great mense ontmoet, maar ek het net hierdie beswaarte in my hart gehad dat hierdie mense nie my mense is nie. Eddie ken my. Ons het basies saam groot geword as 'n couple want ons was saam vandat ons 20 jaar oud is. Oh my soul. En ek word 37 hierdie jaar. So 17 jaar is 'n lang tyd vir iemand om jou te ken. En ek is nie die maklikste persoon nie. Ek het porra bloed in my, so it's my way or the highway. Shame, ja. En die ander ding is ook, kyk, dis nie altyd maanskyn en rose nie, maar wat ek vir jou kan sê is daar's nie 'n persoon op hierdie planeet wat my nie beter ken as hy nie. So ons hoop vir die beste en ons probeer en dit is maar op en af soos enige verhouding. Maar ons sal sien waantoe vat die pad ons en as hy weer met my wil trou, moet hy my maar weer vra om te trou want Jy kort alweer ek is nou 'n girlfriend, ek is nie nou 'n wife nie. Maar dis ook exciting. Dit is, dis maar asof mans partykeer dink as jy daai girl het, dan kan jy maar net go with the flow. 'n Verhouding is werk en as jy iemand date, dan doen jy ekstra moeite en jy verstaan dalk 'n bietjie meer. So ons is daar right now. Ons probeer mekaar op 'n ander vlak leer ken, al dink ons ken mekaar so goed. So kom ons kyk wat gebeur. Wel, ek is baie bly en ek hoop dit gaan net nog blossom in die mooiste verhouding ooit. Regtig, ek hoop dit vir julle, want almal verdien dit om gelukkig te wees. Verseker. En ek wil dit afsluit met 'n paar vinnige vrae. Okay, paar owwe. So wyn of gin? Wyn. Maatjie of vriendin? Vriendin. Ansie of Kristal? Kristal. Jy's so vinnig met hierdie Belita of Bos? Belita. Okay. Mooi nails of full glam make-up? Mooi nails. En laastens, kom daar 'n seisoen 2? Ek weet nie, ons sal maar met wag en kyk. Gaan julle kyk as daar seisoen 2 is? Ons kort definitief soos 'n dubbel die hoeveelheid viewers as die laaste keer as daar seisoen 2 kom, sodat ons 'n seisoen 3 weer kan kry. Okay, ek sal dit 3 keer kyk die keer en nie net 2 keer. Dankie Lisa.
Ag maar Tessa, dit was so lekker om nou met jou te gesels. Regtig dankie dat jy moeite gedoen het en met my kom gesels het en so kon oopmaak. Ek waardeer dit so baie. Baie dankie. Jy gaan vir my nog wyn met stuur want ek seker ek gaan 'n paar backlashes kry na hierdie interview. Dis okay. Ek het jou. Maar vir nou, ek het eers besef my wyn is klaar nie. Nee, myne is nou klaar na die slukkie. Dis dit. Wel, ons wyn is klaar, so die episode is klaar. Dankie dat julle ingeskakel het hierdie week. Ons sien julle weer volgende week met nog 'n episode van die show na die show. Dis ons nog 'n laaste ding wat jy wil sê vir die kykers by die huis. Dankie vir julle ondersteuning. Soos dit beteken die wêreld vir my en dankie dat julle die mooi in my raak sien. Dit is spesiaal. Cheers. Cheers op jou en cheers op 'n suksesvolle seisoen. Dankie. There you go. Dis al. Bye julle. Sê bye.